Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Het is lekker om vir julle te kan preek vanoggend. En goeiemôre aan ons gaste en baie welkom. Dit is my werk vanoggend om basies, dit voel soos die hele Bybel te preek vir julle. Nee, ek spot, dis ons reeks van ons heiliglik is en wat ons vanoggend afsluit. Ons sluit af ons reeks God se hart vir die hulpeloses. En soos ons gelees het, deur al die tekste sou julle daai 3 groepe gesien het. En daai 3 groepe was die fokus van hierdie reeks. Spesifiek waar ons stil staan as kerk by God se hart. God se hart wat bloei vir die weeskinders. God se hart wat bloei vir die weduwees. En vanoggend spesifiek waar ons wil stil staan, God se hart ook vir die vreemdeling. Ek gaan sommer inspring. Dit is 'n triekie een vanoggend. Beide die Afrikaans en die Engelse woorde vir hierdie groep mense waarna die Bybel verwys, beide die Afrikaanse en Engelse woorde bring bietjie verwarring. Van wie praat ons? Wie is hierdie mense? In die Engels, soos wat julle gesien het, praat ons van the stranger. Letterlik, coming from the outside, foreigner, alien, stranger, exile, hierdie is die woorde. As ons kyk na hierdie woorde, verwys dit nie na die buitelander, wat soos 'n Amerikaner of 'n Duitser in ons land inkom om besigheid te doen nie. Dis nie waarna hierdie verwys nie. Dis ook nie daai spesifieke dalk kleiner groep mense wat jy dalk kan sien as kansvatters nie. Hulle bedoelende, dis nie die persoon wat sy land en lewe in sy land alles eintlik maar okay is nie, maar hy sien 'n gap. Hy sien 'n geleentheid om 'n stelsel te misbruik tot sy eie voordeel. En hy gaan dan na 'n ander land toe vir daai rede. Dit is ook nie eintlik daai spesifieke groep mense nie. Maar meer die groep mense waarna die woord verwys vanaand, dit is meer soos die vlugteling. Die persoon wat van 'n ander land af kom, juis want hy is kwesbaar. Hy is vervreem, hy is hulpeloos. Hulle vlug vanuit 'n desperate plek uit vir sy of haar familie om 'n beter lewe te wil hê. Amper altyd sien ons dat hierdie groep mense, die vervreemde vreemdeling, amper altyd vlieg hulle omdat hulle eie land verval het, weens verskriklike gebrokenheid en sonde buite hulle beheer. Nie omdat hulle noodwendig self iets verkeerd gedoen het of selfs iets verkeerd wil doen nie. Hulle het nie juis 'n keuse nie. Hulle is lief vir hulle land. Hulle is lief vir hulle lewe daar. As hulle 'n keuse sou gehad het, sou hulle daar wou bly. Maar hulle het nie 'n keuse gehad nie. Gegeewe oorloë, hongersnood, werkloosheid, korrupsie, vervolging vir wat ook al rede, vlug hulle. Die beste woord om al hierdie saam te vat, om spesifiek te praat van hierdie groep, is 'n opgemaakte woord. Dit bestaan nie, hier is nie Afrikaanse woord wat bestaan nie. Maar die woord is vir vreemdelinge. Vervreemd vreemdelinge. Vir vreemdelinge. Ek besef, dit is nie Afrikaanse woord nie. Ek leer eintlik hierdie by Poen. Poen love it om hierdie woorde op te maak en ek en hy het in gesprek gepraat en dit was eintlik sy woord. En ek dink dis behulpsaam, ek steel dit by hom, ek dink dis behulpsaam. Die vervreemde vreemdelinge. Die vervreemdelinge. Dit werk. Ek dink dit werk. Dis behulpsaam, dit beskryf vir ons mooi hierdie hulplose groep, hierdie vergete groep mense waaroor die Bybel gaan praat vanoggend. Die duidelikste voorbeeld, dadelik, waaraan ek dink ons almal dink, is Zimbabwe. 'n Korrupte leier vernietig 'n land se hele ekonomie en los massas weerloos en hulpeloos.
Hulle vlug dan na Suid-Afrika toe. Reg oor die wêreld vind ons honderde duisende sulke voorbeelde. Engeland, Australië, Amerika, om net 'n paar te noem. Almal ervaar ter wêreld 'n massiewe instroming van vlugtelinge wat wil ontsnap van die verskriklike gebrokenheid in hulle eie land. Ter wêreld is hierdie ook 'n massiewe gesprek, huidiglik, wel nog altyd. Ter wêreld is daar meer as 68 miljoen mense, wat uit hulle land uit forceer is, wees aaklige omstandighede. Dit is basies die hele Suid-Afrikaanse bevolking. Vat die hele Suid-Afrika en probeer vir hulle 'n plekkie van veiligheid skep in ander lande. En dit mis, hierdie stats mis, die honderde duisende mense wat ons nie van weet nie, wat stil deur die grense kom. Dit mis ook die stats wat sou ingekom het gegee die heidendaagse oorlog in Rusland. Dit sou hierdie nommer verseker meer gemaak het. En as jy daaraan dink, jy vat 'n hele nasie se bevolking en hulle probeer 'n veilige plekkie van sekuriteit soek, dit maak dan vir ons sin dat hierdie 'n verskriklike tens en ingewikkelde gesprek ter wêreld is. Almal vra, wat moet ons maak met hierdie mense? Wat moet ons maak met hierdie mense en met al die probleme wat saam met hierdie mense kom? Nou dis hier waar ons net moet pause. En voor ek aangaan wil ek wil net die speelveld bietjie skets vir hierdie preek. Juis want die gesprek is ontsettend polities en ontsettend kompleks. Ek wil vir julle sê, ek kan nie, kom ek sê so, ek wil in baie nederigheid vanoggend net vir julle God se hart wys uit sy woord uit. Dis al wat ek kan doen. Dit alleen gaan genoeg wees vir ons om aan te kou. En dit mag julle dalk los met meer vrae as oplossings. En ek erken dit. Dis hoe dit moet wees. Ek wil nie eers probeer om in 30 minute, dalk 45, jammer julle, probleme te probeer oplos wat lande ter wêreld al vir jare nie kon oplos nie. Ek wil nie betrokke raak in daai gesprek nie. Laasweek het Poen genoem dat die weduwee groep die groep is wat die minste oor gepraat word en ek dink hy's reg. Maar die week wil ek vir julle sê dit is die vreemdelinge groep waaroor daar die meeste gepraat word. Maar al die gepraat help ons nie juis nie. Al die stemme, al die wette, al die politiek, al die opinies, dit beteken juis die waters is murky. Ons het baie onduidelikheid wanneer dit kom by al die groep, juis van ons soveel stemme. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat reg is nie, ons weet nie wat verkeerd is nie, ons weet nie wat ons dink nie. Ons weet nie, daar's te veel stemme. Die gesprek is te kompleks. En so my hoop ten minste vanoggend is om net God se hart duidelik te maak. Dis my hoop, dis my doel. Wat is God se hart vir die vreemdeling? Dis my doel. En so met dit gesê, kom ons bid saam. Kom ons bid spesifiek dat die Here ons harte sal oopmaak en aanvanklik maak vir sy woord. Dat ons van die politiek en van die wette en van die goeders wat ons in die gesprek in wil bring, dat ons dit op sy sal sit, net vir hierdie woord, dat ons die woord sal hoor, dat ons bid dat ek die God se hart opreg sal kommunikeer, en dat hy ons baie wysheid sal gee, met die vrae wat ons mee gelos word. Kom ons bid saam voor ons inspring. Almagtige God, Vader, U wat beter die situasies van ons en van vreemdelinge verstaan, ons kom na U toe nou en vra, kom help ons. Heilige Gees, kom en help ons. Heilige Gees, kom en help ons om hierdie woord te sien en te hoor en te verstaan. Help ons om God se hart te ervaar in hierdie preek. O, en gee vir ons soveel wysheid. Soveel wysheid vir die vrae wat ons mee gelos word.
Kom en help my, Gees, en vul my en help my om opreg God se hart te kommunikeer. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. So die groot vraag vanoggend wat hierdie tekste wil vra en wat ek ons wil vra vanoggend is hoekom moet ons soos God die vervreemdeling lief hê? Natuurlik kan jy sê dis 'n opdrag, Johan, ons moet dit doen. God het gesê ons moet dit doen, ons moet dit doen. Ek verstaan. Maar wat ek eintlik vra is hoekom maak hy die opdrag? Wat is God se hart agter al die wette wat ons van gelees het vanoggend? Dis die vraag. En ons gaan die vraag beantwoord deur na 2 punte te kyk. 2 punte wat ons gaan help om te verstaan hoekom God se hart vir die vreemdeling is. Die eerste punt gaan wees die Ou Testament rede, 'n Ou Testament rede. En die tweede punt gaan wees 'n Nuwe Testament rede. So kom ons spring in die Ou Testament rede in vir hoekom God so lief is vir die vreemdeling, die vervreemdeling. Die Ou Testament rede vat ons na die skepping toe. Week na week lees ons al hierdie tekste uit die Ou Testament uit. En dit was vir my verskriklik treffend, week na week, net hoe baie die Ou Testament te sê het oor hierdie groep hopelose mense. En as ons dit alles saamvat, dan is dit vir ons duidelik dat hierdie groep 'n prioriteit is vir die Here. Hierdie wette wys vir ons, dit was iets wat die Here wou gehad het, sy mense moes definieer. Iets wat hulle moes laat uitstaan het in vergelyking met die ander nasies om hulle in daai tyd. Hoe Israel die weeskind, die weduwee en die vervreemdeling hanteer, moet hulle anders laat lyk as al die ander nasies. En as jy teruggaan en jy kyk na hoe die nasie, die norm van die dag, as jy gaan kyk, die norm van die dag vir ander nasies was soortgelyk aan vandag. Hulle bevoordeel, die norm is om hulle eie land en hulle eie ekonomie te bevorder en te bevoordeel. God sê, nie so met julle nie, Israel. Die norm van die dag vir ander nasies sou gewees het om vlugtelinge slawe te maak. Hulle sou hulle onderdruk het en uitgebuit het, want dit is so maklik, as jy daaraan dink. Hier vlug 'n persoon van 'n ander land af, hy het geen opsie nie. Die vlugteling verstaan nie jou taal nie, hy verstaan verseker nie die land se kultuur en wette nie, en as hy iets probeer sê, gaan die gesag van daai land nie omgee oor hom nie. Die vlugteling is desperaat, hy's alleen, en dit los hom met geen keuses nie. Hy moet maar net ja en amen op die opsies wat vir hom gegee word. Al is die enigste opsie slawerny. Hulle gaan of terug na hulle land van hongersnood en oorlog toe, of hulle vat wat vir hulle gegee word. Dit los hom in 'n verskriklike kwesbare posisie. Die best case vir 'n vlugteling sou gewees het om arm, hulpeloos of uitgebuit te wees het. Dis best case. Worst case sou gewees het, jy is nou maar 'n slaaf in hierdie huis. Die punt is, die norm van die dag was dat die vlugteling is cheap labor. Dis 'n bate, vat hom, dit is goed vir jou land. Cheap labor. En weer eens, sien ons in hierdie wette, wat sê God? Nie so met julle nie, Israel. Hierdie wette, en al die wette soos hulle wat ons gelees het, is daar om te sorg vir die vervreemdeling. Sien julle daar, daai teks wat verduidelik, die 3de jaar in die oes moet julle 10de gee vir die vreemdeling. Sien julle daar, die ander ene wat sê, as daar 'n groot ding is, nooi hulle in, nooi die vreemdeling in. Moenie op julle eie kuier en feesvier nie, nooi hulle in. Maar meer as dit, al hierdie wette is daar om seker te maak, Israel hanteer die vervreemdeling soos 'n gelyke. Ons is gelyk. Hanteer hulle net soos julle 'n mede-Israeliet sou hanteer. Hanteer hulle regverdig. Geef hulle 'n regverdige kans om 'n nuwe lewe te begin. Dis waaroor hierdie wette gaan. Kyk gou saam, hierdie is nog 'n teks wat ons nie eens hier ingesit het nie. Levitikus 19 vers 33 en 34, lees saam my. Leviticus said, do not mistreat any foreigners who live in your land. Instead, treat them as well as you treat citizens, burgers, Israelite, and love them as much as you love yourself.
Remember, you were once foreigners in the land of Egypt. I am the Lord your God. Sien, hierdie tipe liefde vir die vreemdeling was ongehoor van onder die nasies in Israel se tyd. En weer eens, ek vra weer, wat is die hart van God agter al hierdie? Waarop bou hierdie wette? Ek vat julle na Genesis 1 toe. Ek vat julle na die skepping toe. Genesis 1 vers 26 en 27 sê, Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. Vers 27, so God created mankind in his own image, and in the image of God he created them. Male and female he created them. Agter al die Ou Testament wette wat wil beklei vir die weerlose vervreemdeling, staan die Imago Dei. Dit is die Latynse woord vir die lering wat sê dat elke persoon is geskape in die beeld van God. Elke mens, maak nie saak wie hy of sy is nie, elke mens, maak nie saak waarvan af hulle kom nie, elke mens is waardevol omdat elke mens in hom of haarself die beeld van God dra. Hulle waarde is gebind aan God se waarde. Hulle mag op een of ander manier handicapped wees. Hulle mag 'n ander velkleur hê. Hulle mag 'n vlugteling wees. Die samelewing mag sê vir wat ook al rede, hulle is minder. Hanteer hulle as minder. Maar God sê hulle bly waardevol, want hulle bly in my beeld geskape. Hulle bly mense wat gerespekteer moet word en moet gehanteer word as julle gelyke, want julle almal is in my beeld geskape. Dis soos imagine jy vra my, Johan, sal jy my huis vir my oppas? Sal jy seker maak jy swembad is skoon en weet jy kan bietjie braai met 'n paar pelle, maar hou maar net als netjies. Dis een ding. Okay? Imagine jy sê vir my dan, nee maar sal jy my kinders oppas? Okay, dis heeltemal 'n ander ding. Dadelik kan jou hart voel, nee, maar wow, dis my kinders. Dis my kinders. Hoekom? Hoekom is daar 'n verskil tussen daai twee dinge? Want jy is geheg aan jou kinders. Jou waarde is geheg aan die waarde van jou kinders. Niemand anders verstaan hoe lief jy jou kinders het nie. En so jy vertrou hulle nie net sommer met enigiemand nie. Tot 'n mate is dis wat hier aangaan. God plaas sy beeld in elke liewe een van sy geskape kinders en hulle waarde is geheg aan sy waarde. En hoe ons hulle hanteer is verskriklik belangrik vir hom. Dit is die waarheid waarop al die Ou Testamente wette gebou is. God het hierdie wette gemaak want sy hart is om die menswees te beskerm, die waarde van elke mens te beskerm teen ons sonde, wat geneig is om mense te wil minder maak. Wanneer ons die vervreemdeling wil uitbuit as cheap labor, wanneer ons versoek word om hulle te wil gebruik meer as 'n tool vir ons eie voordeel, vir ons eie voordeel, nie as mense nie, dan wil hy kom om hulle te beskerm. Wanneer ons hulle onregverdig wil hanteer, wanneer ons hulle wil vervreem, want ons sien hulle meer as 'n plaag, dan wil God vir ons sê nee. Hulle is julle gelykes, geskape in my beeld. God en sy wette wil vir ons sê, onthou hulle mens wees. Onthou hulle waarde. Hy sê in Levitikus 19, sê hy, en eintlik op baie ander plekke, soos wat julle sou gesien het, sê hy, remember, you were once foreigners in Egypt, Israeliet. Dis 'n jab. Hy steek hulle so 'n bietjie in die ribbes. Onthou, julle was daar waar hulle was. Wat sê die Here eintlik? Wat hy sê is, dit was niks van jou wat jou beter maak as daai persoon wat nou voor jou deur staan nie. Niks nie. Jy was waar hy was.
Jy was waar jy was, dalk gaan dit nou goed met jou, maar jy was, daar's niks wat jou beter maak nie. Jy was ook 'n vreemdeling. Jesus bevestig in sy eie woorde, dat die hele wet saamgevat kan word, dit gaan oor menswees, dit gaan oor liefde. Hoor wat sê Jesus, soos wat Jesus praat oor die Ou Testament wet. Matteus 22, vers 37. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. En lees nou vers 40. Kyk hoe interessant is hierdie. All the law and the prophets hang on these two commandments. Wat Jesus vir ons wys van die Ou Testament wette is dat waarop die Ou Testamente neerkom. As jy die hele Ou Testament, die hele wetstelsel moet saamvat en jy kompres die hele wet, jy krans hulle, jy druk hulle in 2 sinne in, dan kom dit neer op hierdie 2 sinne. Wees lief vir God en wees lief vir jou medemens. En daai woordjie and the second is like it, wat dit vir ons sê is, hierdie 2 staan of val saam. Die Bybel gaan ons altyd uitdaag. Ware liefde is gebind, ware liefde vir God is gebind aan ware liefde vir jou medemens. Jy kan nie hierdie 2 goeie skei nie. En so ook, liefde vir jou medemens is hoe jy jou liefde vir God uitleef. Jy kan nie sê jy is lief vir God, maar jy is nie lief vir jou medemens nie. Jy kan nie. Hierdie goeie staan of val saam. Hierdie is die hele Ou Testament wet in 2 sinne. Wat hierdie vir ons sê, Ligpunt, is, as ons dink aan die komplekse gesprekke wat draai om onwettige vlugtelinge, wanneer ons dink aan al die wette in Suid-Afrika, aan al die Suid-Afrikaners wat ook desperaat werk soek, as ons dink aan hoe kompleks dit raak, dan wil ek weer eens vir julle sê, ek het nie antwoorde nie. Ek het nie. Dit is 'n moeilike gesprek. Maar ten minste wat ek sien, wanneer ek al hierdie tekste oopmaak, wat ek duidelik sien in God se woord, is dat wanneer daar 'n God geskape mens voor jou staan, dan maak dit nie veel saak wie dit is nie. Help hom. Help hom, want niemand anders gaan nie. En help veral die vervreemdeling, want hy of sy is juis 'n kwesbare beelddraer wat voor jou staan. Die Here tref nie aan onderskeid nie. Die Here tref geen onderskeid nie. Dis die eerste rede, die Ou Testament rede. So ek som op, so hoekom het die Here 'n sagte plekkie vir die vervreemdeling? Want hulle is geskape in sy eie beeld. En die punt hier is, dis maklik om verlore te raak in die politiek. Dis maklik om verlore te raak in die wette en al die redes en dan die God geskape mens te mis wat die Here oor jou pad mag bring. En so ook dan God se hart te mis vir daai persoon. Dis die eerste rede, die Ou Testament rede. Kom ons gaan na die tweede rede toe, die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament rede gaan ons eintlik vat na die nuwe skepping toe. Die nuwe skepping toe. Hier in ons tweede punt gaan ek nog 'n rede vir julle wys hoekom God so lief is vir die vervreemdeling. Die tweede rede draai heeltemal om Efesiërs 2 wat op julle blaadjies is. En dis belangrik. Ek wil hê julle moet saam met my, hou julle blaadjies naby. Kyk gou saam met my na die Efesiërs 2 teks daar op julle blaadjies. Paulus hier in Efesiërs 2, hy skryf aan 'n heidense kerk. En hy probeer aan hierdie heiden gelowiges, hy probeer die volheid van al hulle voorregte en hulle redding, hy probeer dit vir hulle verduidelik. Efesiërs, verstaan julle redding? Nee, julle doen nie. Ek gaan vir julle Efesiërs 2 skryf. Hierdie is hoe ryk julle redding is. Skryf hy vir hulle. En hy gebruik in hierdie teksgedeelte spesifiek die idee van burgerskap. Burgerskap. Om citizenship. Om die rykheid van hulle redding, om daai idee aan hulle oor te dra. Nou hier is die ding van burgerskap. Okay? Selfs in ons gefalle wêreld kom burgerskap met verskriklike vele goeie voorregte, né? Burgerskap. Dit gee vir jou 'n stem, 'n sê. Dit gee vir jou 'n groot mate van sekuriteit.
Dit gee vir jou veiligheid en dit maak aan jou 'n infrastruktuur beskikbaar wat jou lewe ontsettend maklik maak. Dit gee vir jou 'n plek om 'n lewe te bou waar jy kan werk. Jy kan land besit. Jy kan iets vir jou kinders agterlaat. Dis burgerskap. Die krag van burgerskap is so kragtig selfs vandag. Dis hoekom baie mense immigreer. Mense immigreer vandag want hulle soek burgerskap in ander lande wat met beter voorregte kom as wat hulle eie land vir hulle kan gee. Beter veiligheid, beter werk en so voort. Burgerskap is 'n huge ding. Daar's selfs voorbeelde van lande wat oorlog maak om seker te maak hulle burgers voel veilig. Ek dink veral aan Amerika. Amerika het gereageer teen al die terroriste aanvalle deur te gaan oorlog maak. Die ding van burgerskap is tot 'n mate beklei jou land vir jou. Wie beklei vir die onreg wat elke dag plaasvind teen die vervreemdelinge? Niemand nie. Hulle is alleen. Hulle is vergete. Hulle is kwesbaar. Burgerskap is dus 'n ontsettende voorreg. Nou, in die lig hiervan, hoor wat sê Paulus. Powerful. Vers 11 en 12 sê Paulus hierso, kyk saam met my. Gelowige, jy was aan die buitekant. Gelowige, jy was 'n geestelike vervreemdeling. Vers 12. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of promise, without hope and without God in the world. Wat sê Paulus? Hy sê, Christen, van natuur af het jy buite gestaan. God se mense het binne gestaan. Hulle is veilig en naby aan God. Van die staanspoor af was jy nie veilig nie. Jy was afgesny en in gevaar. Ons het wat buite staan, ons het geen hoop vir 'n beter toekoms nie. Hulle het 'n toekoms saam met God wat gewaarborg goed gaan wees. In onsself, van nature af, het ons geen sê nie. Geen voorregte nie. En niemand wat vir ons sal beklei nie. Niemand wat vir ons sal luister nie. Hulle het vir Jahwe. Hulle het die skepper van die hemel en die aarde. Hy luister vir hulle en hy beklei vir hulle. Hulle het ultimate burgerskap. En van nature het ons ultimate vervreemdskap. Wat gebeur toe? Wat gebeur toe? Wat is ons storie? As jy 'n Christen is wat hier sit vanoggend, wat is jou storie? Paulus sê in vers 13, hierdie is jou storie. But in Christ, Jesus, you who were once far away, you who are on the outside, you have been brought near by the blood of Christ Jesus. Dis die evangelie. Dis die storie van ons kosbare evangelie. Ons storie is 'n storie van 'n vervreemdeling wat ingebring is. Ons geestelike storie is presies dieselfde as die vreemdelingse storie vandag, fisies wat hier plaasvind. Die verskil is, ons weet hoe ons storie gaan uitdraai. Ons as gelowiges weet, ons hou vas aan Jesus. Ons hou vas aan al sy beloftes. Ons kyk na hom en ons weet, hy het vir ons veiligheid gewaarborg. Kyk na julle blaadjies, weer vers 19 en 20. For through him, Jesus, we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, te dankie aan Jesus, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of his household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Deur Christus, deur sy kruis, deur hom te volg, deur ons geloof in hom te plaas, kry elke ware gelowige nou 'n nuwe hemelse paspoort. Ons word citizens of heaven. Filippense 3 vers 8.
Ons word members of God's household. Ons is inner as in. Ons is inner as in, ons is skoon gewas. Elke hindernis teen ons is weggeneem. Ons geniet nou al die voorregte van 'n hemelse burgerskap, wat al 100,000 keer beter is as enige burgerskap wat hierdie wêreld jou kan offer. Ons geniet deur Christus ultimate burgerskap. Jahwe is nou vir ons. Wie kan teen ons wees? Die groot maar is maar net weer eens om te sê, Paulus probeer die punt maak, julle dit nie verdien nie, Efesiërs. Ligpunt, ons het dit nie verdien nie. Ons was van natuur uitgesluit, ons was weerloos, ons was hulpeloos. Het is deur genade. Jesus het uitgereik na ons toe. Ons het niks hiervan self gedoen nie. As dit nie vir Jesus wat was uit die hemel uit gekom het nie, as hy nie sy hemelse burgerskap opgegee het nie, en sy voorregte prys gegee het nie, en in ons plek gestaan het nie, sou ons nog hopeloos gestaan het. Sou ons nog aan die buitekant gestaan het. Sien julle? Daar was 'n skrywer, 'n sanger, wat musiek skryf, sy naam is John Guerra. En in sy eie beskrywing van sy musiek sê hy as volg, hy sê, I am a singer-songwriter who writes devotional music. Less Sunday morning worship music and more Monday morning prayer music. En so baie van sy liedjies is gebede, is mooi, dis pragtig. En toe ek bietjie probeer aflei van Guerra se storie. Toe kom ek agter John Guerra se ouers het Amerika toe gegaan as illegal immigrants op soek na 'n beter lewe. As 'n Amerikaanse burger het hy nou 'n verskriklike suksesvolle lewe daar. Maar hy is baie bewus van sy storie. Hy is baie bewus dat hy nie verdien wat hy het nie. Hy is baie bewus van sy ouers se storie en die geskiedenis en die kompleksiteit daarvan. En hy's 'n gelowige en hy probeer toe al hierdie op papier skryf en hy probeer 'n liedjie hieroor skryf en hy het 'n ontsettende mooi liedjie hieroor geskryf, soos wat hy self hierdie verwerk. Okay? Hy het 'n liedjie geskryf met die titel Citizens. Hoor hierdie gebed wat hy skryf. Hy bid, there is a man with a family. He has a wife and a baby. He broke the law just to save them, working for $3 an hour. Truly you said we were equal. Everyone's heart is deceitful. Everyone born is illegal when love is the law of the land. I bet I need to know there is justice, that it will roll in abundance, and that you're building a city where we arrive as immigrants, and you call us citizens, and you welcome us as children home. You were alone and rejected, misunderstood and detested. You gave it all, didn't hold back. You even gave up your life so that you could build a city where we arrive as immigrants and you call us citizens and you welcome us as children home. Everyone born is illegal. Verskriklike kragtige woorde. Verskriklike kragtige woorde. Voor 'n heilige God, dink ek dis baie waar wat hy hierso sê. As die Here die wet boor ons koppe moes hou, sou nie een van ons 'n kans gestaan het nie. Maar dis die tweede rede hierso, dis die Nuwe Testament rede. Die evangelie is 'n prentjie van God wat deur Christus die vervreemdeling ingelaat het. Volg dit dan nie dat ons as Christene nie ook hierdie selfde liefde vir ons medemens behoort te hê nie. Asseblief hoor mooi. Ek probeer nie hier sê ons moet rebelleer teen die wette van ons land nie. Daar is niks verkeerd om die sosiale, politieke en ekonomiese oorsake
en gevolge van onwettige immigrasie te erken nie. Daar's niks fout daarmee nie. Dis reg. Maar ten minste, soos wat ek God se hart hier voor my sien, wil ek vir julle sê, daar is 'n ernstige gevaar vir die Christen, dat ons so vasgevang raak in die wette, dat ons die hart mis wat voor ons staan. Dat ons die mens mis wat voor ons staan, en God se hart mis in die proses. Ons moet in gedagte hou, dat alhoewel die Bybel gee vir ons 'n opdrag, om onsself te onderdanig aan die regerende owerhede, Romeine 13 vers 1. Dis wat die Bybel vir ons sê, maar die Bybel sê ook vir ons, soos wat ek vanoggend duidelik gemaak het, wees jou medemens lief soos jouself. Beide daai goed is waar. Dis 'n spanning. Dis 'n spanning. En ek kan nie noodwendig daai spanning oplos nie. En dis dalk waar julle vanoggend meer vrae gaan hê vir my, as wat ek vir julle kan antwoorde gee. Maar mag ek ons aanspoor as kerk om te bid hieroor vir wysheid. Almagtige God, u hart wat bloei vir die vreemdeling, gee vir ons wysheid. Gee vir ons wysheid. Mag ons u hart ten minste in ons kry, soos wat ons worstel met hierdie spanning. En in die midde van hierdie spanning, hierdie kan ek met selfvertroue sê. Kan hierdie ten minste met selfvertroue sê, err on the side of love. Ons 'n spanning, jy's in twee geskeer. Die wet van die land en die liefde waarna toe God ons almal roep. Ten minste kan ek met selfvertroue sê, err on the side of love. Dis my toepassing. Dis my toepassing. Sien God se hart in die midde van die spanning, and err on the side of love. Lê daai kant toe. Want dis ten minste die beste voorbeeld, die naaste ding aan wat ek kan sien, die voorbeeld is wat Jesus vir ons gee. Ek wil afsluit met net nog 'n paar voorstelle. 'n Paar voorstelle wat ons gaan help om God se hart uit te leef in ons dag tot dag. Eerstens wil ek noem, ek het klaar hierdie gesê, maar ons moet bid vir wysheid, soos wat ons worstel met hierdie, maar ek wil nog 'n ding bysê. Kom ons bid nie net vir wysheid hier en nou nie, maar kom ons bid vir die gebroke lande waarvan vlugtelinge kom. Kom ons bid bietjie vir Zimbabwe en die verskriklike lewensomstandighede waarin daai mense moet lewe. Elke dag is 'n battle for life and death, man. Dit is rof. Kom ons bid bietjie vir Zimbabwe. Die tweede voorstel is dat daar 'n verskriklike groot kans is dat baie van ons wat hierso sit, Zimbabweërs het wat vir ons werk. In ons huis, in ons tuin, in ons besigheid. En hier wil ek sê, God se hart is duidelik. Ons as Christene kan onder geen omstandighede hulle uitbuit nie. Betaal hulle met die vrygewigheid wat hulle stories en hulle menswees verdien. Betaal hulle met 'n vrygewigheid wat hulle menswees erken en hulle storie erken. Dit beteken ten minste minimum wage, okay? Enigiets minder as dit is uitbuiting en dis nie vir die Christen nie. Derdens wil ek praat oor xenofobia. Mag ons dit in ons kry om planne te probeer maak, om ons huise oop te maak vir die vlugtinge in ons land wanneer daar golwe en vlae van xenofobia oor ons land kom. Mag ons as Christene nie ons Zimbabwese huishulp of tuinier huis toe stuur in die gevaar van xenofobia en wanneer ons weet hulle lewe is vanaand in gevaar nie. Mag ons hulle 'n geleentheid gee om by ons te bly. Mag ons 'n plan maak vir hulle, mag ons vir hulle veiligheid bied in tye waar hulle lewe in gevaar is omdat hulle gevlug het van 'n ander land af en mense hulle wil doodmaak. Mag ons huise oopmaak om hulle te wil beskerm. En dan laastens, Matteus 25, ook op julle blaadjies. Matteus 25, ek het gesê ons gaan nou na die nuwe skepping toe, nee, en hierdie is dit. Matteus 25 vat ons letterlik na die laaste dae toe. Jesus het gekom. Al die nasies is voor sy troon. Jesus sit op sy troon en op daai oordeelsdag skei Jesus die skape van die bokke, goats, weet nie? Hy skei hulle, okay? Hy skei hulle. En op die basis van wat skei hy hulle?
Wat is die ding, ten minste in hierdie stuk, wat vir hom sê, op die basis van hierdie oordeel, is jy 'n skaap, 'n ware gelowige. Of op die basis van hierdie is jy nie. Daai dag vra Jesus. Hy sê, julle het my in julle huis ingeneem. Julle het my gevoed. Ek was die vreemdeling, julle het my ingeneem. En dan, wat vra hulle? Hulle vra, but Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in the prison and visit you? When? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these, brothers and sisters of mine, you did for me. Hierdie is God se hart vir die hulpeloses. Hierdie spesifieke uitnodiging is brothers and sisters. Weet jy hoeveel van ons Zimbabweër vlugtelinge in ons land, weet jy hoeveel van hulle is gelowiges, medegelowiges? Hulle is ons boeties en sissies. Hulle is deel van ons. Daar's selfs 'n mate waar hierdie opdrag ons verder vat, om te sê, sien om vir jou boetie en sissie. En dan heel laastens, Jesus sê vir ons, go out into all the nations, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Voor ons vasgevang word in die kompleksiteit van wat hier aangaan, ten minste wat ek sien Jesus doen, wanneer daar gebrokenheid in die land is ons hoef nie te gaan en disippels te gaan maak nie. Ons hoef nie te gaan na die nasies toe nie. Wat ek sien is, die nasies kom na ons toe. Die nasies kom na ons toe. En ons die roeping dan, is dat ons heel eerste die geleentheid sal sien, om Jesus met hulle te deel. Om hulle disippels te kan maak, as hulle indien hulle nie is nie. Dit is my 4 punte, ek's klaar. Mag ons aan die einde van die tye hoor, voor die troonkamer van God, mag ons hoor dat die Here vir ons sê, julle het my gekleed. Mag ons as kerk daai woorde hoor by die Here. Kom ons sluit af en bid saam. Almagtige God, Papa Vader, vanoggend wil ek vra dat U deur die krag van die Gees ons sal herinner aan ons storie. Ons storie van geestelike vervreemdskap. En dat U ons harte sal warm maak, soos wat ons dink aan hoe U ons ingebring het. Hoe U deur die liefde ons al die voorregte gegee het waarvan ons ooit kon droom. Hoe U ons veilig hou en hoe ons hoop in U kan sit en ons hoop in 'n hemelse burgerskap kan sit, soos wat ons land ons in die steek laat. En soos wat die wêreld om ons chaos is, dankie dat ons die voorreg het om te kan rus in ons hemelse burgerskap. Doen hierdie werk in ons, maak ons harte warm met al hierdie voorregte, Vader, sodat wanneer ons die geleentheid kry, om U God geskape beeld voor ons te sien in die vorm van 'n vlugteling, Vader, dat ons hart sal oorloop van liefde, en sodat ons liefde vir U kan uitleef deur daai God geskape beelddraer te kan lief hê. Doen daai werk in ons midde. Maak ons 'n voorbeeld vir die bure en die mense om ons, dat hulle liefde hier sal kom sien, 'n liefde wat nêrens anders te vind is nie. Kom doen daai werk, ons bid dit als in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.